Ek groet U in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker, op hierdie donderdag, die 2 April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet toe Jesus die laaste maaltyd saam met sy disippels geniet het, het daar verskeie dinge gebeur daardie aand. Hy het met sy disippels gepraat natuurlik voordat hulle na die tuin Getsemane toe gegaan het om daar te bid. En van die dinge wat Jesus vir sy disippels gesê het, is onder andere die belofte van die Heilige Gees. Nie een van die ander evangelieboeke vertel die verhaal van wat intussen gebeur het soos Johannes nie. Johannes 14 vanaf vers 12, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Hierso waar Jesus vir hulle gesê het, nie net vir hulle nie, maar vir jou en vir my, sê hy, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Net nadat hy gesê het, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jy sien, daar's 'n verantwoordelikheid wat ons moet neem. Ons moet Jesus lief hê en sy gebooie bewaar. Die instruksies wat hy gegee het, moet ons nakom. Sodat wanneer ons iets in sy naam vra, sal dit gebeur. Vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die belofte van die Heilige Gees. Daar is geen ander God op hierdie aarde wat mense aanbid, wat vir hulle kan gee, wat vir hulle offer, wat Jesus Christus vir ons offer nie. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis hoekom, wanneer ons tot bekering kom, doen ons belydenis van sonde, en dan word ons afgewas deur die water, die doop, sodat ons rein kan wees, sodat die Heilige Gees in 'n reine tempel kan woon, die reinheid in jou hart. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en die bewaar, die is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Hoe kan ons weet wat Christus se instruksies is? Hoe kan ons weet wat sy gebooie is, as ons nie die woord lees nie? Ons kan alleenlik weet wat Jesus vir ons sê, deur wanneer ons die woord lees. Ons kan alleenlik besef hoe hy in ons is, wanneer ons sy Bybel, sy woorde lees, wanneer ons die evangelieboeke, die disippels wat hom gevolg het, wat eerstehandse ooggetuienisse is, om vir ons die boodskap oor te dra, as ons nie die woord inneem nie, wanneer ons nie hierdie brood van die lewe eet nie. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dan, dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie.
En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hoe kan iemand die woord van Jesus lief hê? Hoe kan iemand Jesus lief hê? As hy nooit sy Bybel oopmaak nie. As sy Bybel daar op die boekrak lê en stof kry. Hoe kan iemand Jesus verstaan? Hoe kan iemand die woord wat vlees geword het, ernstig opneem, as hy nooit sy Bybel lees nie? Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Met ander woorde, die Vader sê, hy wat hom nie lief het nie, bewaar sy woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie Jesus se nie, maar die Vader se. So, ek gaan dit weer herhaal. As jy nie jou Bybel lees nie, hoe weet jy wat die woord van Jesus vir jou is? As jy nie jou Bybel lees nie, hoe weet jy wat God van jou verwag? Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle was. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jy sien, ons kyk na die wêreld, ons kyk na die dinge wat gebeur, ons kyk hoe die verdrukkinge groei. Maar hierso sê Jesus vir jou vandag, moenie bang wees nie. Moenie laat jou hart ontsteld word nie. Ons het niks nodig om te vrees nie, want ons weet, deur die Heilige Gees wat inwonend raak in ons, wanneer ons deur die proses gaan, is Jesus in ons deur die Heilige Gees, want Jesus het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterkant van sy Vader, maar hy het ons nie wese gelaat nie, hy het vir ons die Heilige Gees, die Trooster gestuur, en deur die Heilige Gees in ons, kan ons die stem van Christus hoor vandag, deur sy woord. Julle het gehoor, dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg, en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo, wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom, het aan my niks nie, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. En daar het hulle na die tuin van Getsemane gegaan, en daar het Jesus vir ons gebid. Hoofstuk 15 en 16 van Johannes. Onthou, toe hulle gekom het om Jesus te vang, het hy net gesê, dit is ek, en hulle het omgeval. So wees bly in die krag van Christus in jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus deur die Heilige Gees inwonend kan wees in ons elkeen, dat ons hierdie tyd ingaan, Here, en kan herinner word dat Jesus sy lewe gegee het aan die kruis, sodat ons deur die wedergeboorte kan gaan, sodat ons ook die ou mens kan afsterf en kan opstaan as die nuwe mens wanneer ons deur die waterbad gaan. Dankie, Vader, dat U vir ons hierdie genade geskenk het, dat ons weergebore kan word en 'n doel maak daarvan in ons lewe, om te verander, om vir U te lewe en om U gebooie te kan bewaar, om na U woord te luister en om U te aanbid, met ons hele hart, hele siel, hele verstand en al ons krag in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel. Groete.